Ons lees vandag uit Lukas 9 vers 23. Toe het hy vir almal gesê: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Hierdie enkele vers staan as een van die mees uitdagende en lewensvormende stellings wat Jesus ooit gemaak het. Dit is 'n uitnodiging, maar is ook 'n konfrontasie. Jesus roep nie mense tot 'n gemaklike geloof nie. Hy roep ons tot oorgawe. 'n Lewe waar ons begeertes, ons planne en selfs ons identiteit onder sy heerskappy kom. Kom ons neem vandag 'n oomblik en stap deur die 3 lae van Jesus op. Verloon jouself, neem daagliks jou kruis op en volg my. Elkeen openbaar 'n ander deel van wat dit beteken om nie net op Sondag met Christus te wandel nie, maar elke dag van ons lewens. Kom ons kyk na laat hy homself verloon. Die eerste deel van Jesus se onderrig is dikwels die moeilikste vir ons, want dit stry teen alles wat ons moderne wêreld leer. Die wêreld sê: trek jouself uit, glo in jouself, volg jou hart. Maar Jesus sê: verloon jouself. Dit gaan nie daaroor om jou persoonlikheid, jou gawes of jou menslikheid te verwerp nie. Dit gaan daaroor om die heerskappy van jou eie wil te onderwerp. Om jouself te verloon beteken om Christus se begeertes bo jou eie begeertes te plaas. Dit beteken om nee te sê vir wat ook al met sy leierskap in jou lewe meeding. Soms is dit sonde. Versoekings wat ons wegtrek van die heiligheid. Maar soms is dit glad nie sonde. Soms is dit ons eie agenda, ons eie tydlyn, ons eie verwagtinge. Om jouself te verloon is bloot om te sê: Jesus, U lei, ek volg. En dit is nie 'n eenmalige oomblik. Dit is 'n daaglikse belydening van die hart. Elke oggend word ons wakker met ons eie planne. En elke oggend nooi Jesus ons om dit weer oor te gee. Die tweede punt is: neem daagliks die kruis op. Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, was die kruis nie 'n simbool van geloof of hoop of verlossing nie. Dit was 'n simbool van die dood. Almal wat geluister het, het presies geweet wat Jesus bedoel het. 'n Man wat 'n kruis gedra het, was op pad om te sterf. Nou, Jesus sê nie vir ons om na lyding te kyk of om verklaan rond te loop. In plaas daarvan roep hy ons tot 'n daaglikse dood aan onsself. Dood aan trots, dood aan selfsugtige ambisie, dood aan enigiets wat ons verhinder om in gehoorsaamheid te wandel. Ek meen nie die woord daagliks misloop nie. Om Jesus te volg is nie 'n oomblik by die altaar of 'n enkele besluit by 'n jeugkamp nie. Dit is 'n voortdurende houding van oorgawe. Elke dag tel ons weer die kruis. Elke dag kies ons weer gehoorsaam. Elke dag sterf ons vir die dinge wat Christus daarvan weerhou om ten volle Here in ons lewens te wees. Vir sommige lyk die kruis soos om iemand te vergewe wat jou diep seer gemaak het. Vir ander lyk dit soos om weg te stap van 'n gewoonte, 'n verhouding of 'n ingesteldheid wat jou van God aftrek. Vir ander is dit dalk om integriteit te kies wanneer iemand nie kyk nie. Nederigheid wanneer trots makliker voel, of vrygewigheid wanneer jy verkies om jou hulpbronne vir jouself te. Die kruis is alles wat gehoorsaamheid jou kos. Die laaste punt: en volg my. Dit is die hart van die hele vers. Jesus roep ons nie om onsself te verloon ter wille van ontkenning of om 'n kruis te dra ter wille van pyn. Hy roep ons om hom te volg. Om agter die een te loop wat ons liefhet. Die een wat sy eie lewe vir ons gegee het. Die een wat ons na die ewige lewe lei. Die een wat beloof dat sy teenwoordigheid saam met ons sal gaan. Om Jesus te volg gaan nie oor reëls. Dit gaan oor verhoudings. Dit gaan daaroor om jou oë op hom te hou. Hom genoeg te vertrou om die pad te stap wat hy kies, selfs wanneer jy nie die hele pad kan sien. Lukas 9 vers 23 is nie 'n swaar gebod. Dit is 'n uitnodiging tot vryheid. Want deur onsself te verloon, ontdek ons wie ons werklik is. Deur ons kruis op te neem, vind ons doel. En deur hom te volg, vind ons lewe. Werklike lewe, oorvloedige lewe, ewige lewe. Mag ons mense wees wat hierdie oproep daagliks vreugdevol en heelhartig beantwoord. Amen.